Wat is jou allemaal? Maar Vader, dit is altyd goed om van u goedheid te sing, Here. U is altyd getrou, Here. En dit is dan so ook in hierdie liede wat ons gesing het, Vader. Die een lied het sê, you are leading us through the fire. Wat beteken in ons omstandighede, wanneer dit baie moeilik raak, Vader, dan is u met ons daardeur. U vat vir ons daardeur. Die ander lied het ons gesing, you have split the sea, so that I can walk right through it. Here, hy het nog nooit verander nie. Dis die hemelse Vader wat ons aanbid. U wat ons ondersteun en onderskraag en deurdra, Here. Veral wanneer dit moeilik gaan, Here. Baie dankie, Here, dat u woord vir ons 'n belofte gee, ek sal jou nie verlaat nie, dat ons op dit kan staan, Here. Want u is met ons, u stok en u staf, die vertroos ons, Here. En wanneer ons stap en dit voel vir ons val, Vader, sê Dawid vir ons in die psalms, dat ons sal struikel, maar u sal seker maak dat ons nie val nie, want u hou vir ons vas met u reddende regterhand. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons op 'n koue oggend soos die as 'n gemeente bymekaar kan kom, Here, om na die woord van God te luister. Want daar is 'n behoefte by ons, Here, om te kom hoor, wat is dit wat u vir ons vanoggend wil kom leer uit die onfeilbare woord van God. En daarom wil ek dan ook vra, Vader, dat u deur die Gees van God hierdie ore van ons sal oopmaak, sodat ons duidelik kan hoor wat die Here vir ons sê in hierdie oggend, en dat u deur daardie selfde Gees, Vader, wat ons kom bedien, die saad wat gegee sal word in hierdie oggend, ons harte sal laat val, dat dit 'n vrugbare grond sal val, Vader, maar dat dit sal ontkiem en vrug dra tot eer en verheerliking van u groot en heilige naam. U kry al die eer en die aanbidding van ons harte, Here. En ek wil dan vra, Vader, dat u die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart, Vader, dat dit u welbehaaglik sal wees, my rots en my verlosser. Amen. U kan die sitplekke inneem. Ons gaan vanoggend aan met die gedeelte wat ons verlede keer oor begin het. Maklike vrae met moeilike antwoorde. Want ons het baie keer het ons nie antwoorde dan ook nie. So ons gaan vir die volgende paar weke gaan ons kyk na dit. En daardie vrae wat ek dan gaan voorhou, is vrae wat ons kry in die woord van God, wat of Jesus of een van die disippels die vraag vra het, maar meeste van die vrae is Jesus self wat daai vraag vra. En dan probeer ons dit toepas in ons eie lewens, om te sien, wat is dit wat ek kan leer daai? Wat wil die Here wil hê ons moet opstaan en vorentoe kan gaan met dit? En dit is in my lewe veral, is daar baie goede wat ek prakties kan inpas en my eie deel maak. Ek lees dan daaruit Matteus 7, dieselfde gedeelte wat ons verlede week gelees het, vanaf vers 7 tot 11.
Julle kan seker wees van gebedsverhoring. Hou aan met vra en God sal vir julle gee. Hou aan met soek en julle sal kry. Hou aan klop en God sal die deur vir julle oopmaak. Elkeen wat so volhardend vra, ontvang. En wie aanhou soek, kry. En vir elkeen wat aanhou klop, sal God oopmaak. Julle as ouers sal tog nie vir julle kinders as hulle brood vra, klippe gee nie. Of as hulle vis vra, vir hulle slange gee nie. As sondige mense soos julle dan goed weet om goeie dinge aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader goeie dinge gee aan hulle wat dit van hom vra. Kosbare woorde daai. Maar glo ek en jy dit. Dit is een ding om dit te hoor, maar dit is 'n ander ding om dit jou eie te maak. En verlede keer het ek opgehou met die vraag wat Jesus vir sy disippels gevra het. Wat soek julle? En ek het hier gelos met die gedagtes, is ons soeke na wat hy vir ons kan doen groter as ons soeke na hom? Is ons bereid om nog steeds vir Jesus voluit te dien en te volg, ten spyte van wat na my kant toe kom, al die challenges wat ek en jy mee worstel, sonder om mismoedig te raak? Volgende vraag kom daaruit Matteus 26 vers 10. Dit is 'n vraag wat Jesus weer eens aan sy disippels wat baie naby aan hom was, gevra het. Dit is 'n vraag wat hy vir ons vanoggend ook kom vra, ek en jy wat naby aan hom is. Waarom maak julle dit vir haar moeilik? As jy daai gedeelte Matteus 26 gaan lees, dan sal jy sien dit is 'n vrou wat 'n fles kosbare nardesolie, dit was verskriklik, dis die duurste olie wat jy kon kry, dis 'n parfuum gewees. Sy het daai hele fles, het sy oor Jesus se kop kom uitgiet. En toe die disippels dit sien, was hulle omgekrap. En hulle dadelik vir haar sê, wat 'n vermorsing. Jy kan daai olie kan jy verkoop het en baie geld gekry het en daai geld kon jy dan vir die armes gegee het. Dit is hoekom Jesus dan vir hulle gevra het, waarom maak julle dit vir haar moeilik? Jy sien, want die disippels het met 'n verkeerde gesindheid haar veroordeel. En dit is hoekom Jesus dan vir hulle gesê het, los haar. Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. En net daar waar ek sit, toe ek daai woorde lees, toe kom die Gees van God vir my. En hy sê vir my, Thys, hoeveel keer gebeur dit nie in jou lewe, dat jy met 'n verkeerde gesindheid na mense kyk, en mense dan te nakom. Ek skuldig. Jy sien, en Jesus sê vir hulle, die armes sal julle altyd by julle hê, maar ek gaan weg. Julle sal nie vir my altyd by julle hê nie, want dit is net voor Jesus se kruisiging. Voor julle en voor ons, voor mekaar, kan ons dinge doen wat die ander kan sien, hy is okay. Maar wat doen ek daar waar mense my nie sien nie? Hoe reageer ek? Hoe reageer ek partykeer teenoor my vrou
maar daar sit, dat my vrou my moet reg help, en sê, lovey, dis mos nie reg nie. En binne het dit beaam, Vrydag toe ek met hom in 'n gesprek was, toe sê ja, ons vrouens is baie keer reg. Ons wil dit net nie erken nie. Maar so ook is daar ander mense wat God oor ons pad stuur. Mense wie God se harte wil verander. En ek is 'n struikelblok dat God nie deur kan breek en daai mense kan omdraai sodat hulle na hom kan kyk en uitroep nie deur dit wat ek sê. Ek doen presies dit wat die wêreld daar buite doen. Jy sien elke een van ons wat vanoggend hier sit, het 'n unieke manier hoe ons die Here dien. Hoe ons God aanbid. En dit is hoekom ek en jy mekaar die vryheid moet gaan om daai uit te kan leef. Daai godsdiens, dit wat ek beoefen, dit uit te leef. Ek kan nie verwag dat dieselfde dinge wat vir my belangrik is, geestelike dinge vir julle ook belangrik gaan wees nie. Ons almal kyk deur 'n ander bril na dinge. Ons doen dinge op 'n ander manier. Wat lees ons in Matteus 6? Hy sê daar, ons moenie ons godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie. Gaan kyk maar op Facebook, gaan blaai daar. Ek is nie 'n Facebooker nie. Ek post my dingetjie en dis dit. Elke dag. Maar gaan kyk op Facebook. As jy so deurblaai. Toe kom ek agter, dis presies wat mense doen. Dan sit hulle foto's daarop van hulle het soveel mense gevoed. En mense, wat doen ons? Wat is ons besig om te doen? Jy sien, as ons minder bevoorregtes help, dan moet ek dit nie uitbasy nie. Die woord van God in daai selfde gedeelte Matteus 6 sê die linkerhand moenie weet wat die regterhand doen nie. Ek moet dan nie ook, omdat iemand 'n gawe van God het om die woord van God te versprei, te praat, die woord van God met mense te kan deel of vir mense te kan bid, ander veroordeel wat nie die vrymoedigheid het om dit te doen nie. Dit beteken nie dat daardie ou omdat hy dit nie doen of persoon of vrou nie 'n verhouding met die Here het nie. Pastoor Willie het dit genoem ook. Hy's besig met dit, die gawes wat die Here kom uitdeel. Dis 'n gawe om so iets te kan doen. Ek moenie oordeel vel oor iemand en dink daai ou het nie verhouding met die Here. Ek moet stop. Ons moenie as iemand 'n goeie daad vir die Here gedoen het nie, of 'n goeie daad vir enige iemand gedoen het, twyfel oor die toewyding van 'n ander gelowige se verhouding met die Here omdat hulle nie dieselfde doen nie. Want ons is nie dieselfde nie. Maar wat sê God vir ons? Hy verwag van ons dat ons moet aanhou om goed te doen, sonder om met 'n trompet vooruit te loop en te blaas daarop. Niemand hoef te weet nie. Die woord sê vir ons dat op die regte tyd gaan ons 'n hemelse beloning kry. Wat beteken jy sal nie 'n beloning hier kry op die aarde nie. Maar mense wil daarvan hou en dit is hoekom dit in Facebook inkom dat hulle sê kyk wat het daai ou gedoen. Jesus, daai ou is darm okay. Mense, ons moet baie versigtig wees. Die Here gebruik reeds vir my en vir jou om mense te help.
om mense eers nader te trek aan hom, maar ook om vir mense te help sodat daar is 'n stukkie brood op hulle tafel kan kom, sonder om daaroor te praat. Niemand hoef dit te weet nie. God weet en ons sal daai hemelse beloning kry. Wat sê Filippense 2 vers 3 en 4? Awesome. Pragtige teksvers. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Dis 'n opdrag wat God vir my en vir jou gee. Kom ons bly by dit. Kom ons vat die woord en ons doen wat die woord van God vir ons sê. Dan sal ons nie verkeerd gaan nie. Waarom is julle bang? Is 'n vraag wat Jesus weer 'n keer aan sy disippels vra. En ek dink baie van ons wat vandag hier sit, struggle met hierdie ene. Waarom is jy bang tuis? Julle kan julle name daarin sit. Waarom is jy bang? Wat bring vrees oor jou? Wat is daar wat gebeur wat hierdie vrese laat opstaan? Want Jesus het daai vraag gevra vir die disippels toe hulle op die see was. Voordat hulle in die skei ingeklim het. Die heel eerste teksvers. Toe sê Jesus sy disippels, ons gaan na die oorkant toe. En hulle het in die skei geklim. Hulle het nie engines gehad, knoppies gedruk en daar wrrrag hulle nie, hulle het geroei. En dit was laat nag. Die storm het opgekom. Ek was al op die see as hy bietjie onstuimig geraak. Papi, jy sit nie hou vas in daai boot en dink jy flip hou, hey. Daai golwe dis rof, dis hier die waters binne in die boot en dit is swelle. Dis nie golwe wat breek dan jy swelle, dan kom dit binne in die boot in. Wat jy nader aan check, waar is die blikke groot genoeg om uit te skep? You worry. Dis wat met die disippels gebeur het. 'n Vrees het hulle beetgepak. Maar Jesus sê ons gaan oorkant toe. Hulle het dit gehoor. Want nie een het vir hom gesê, ons het nie gehoor wat jy nou sê nie, herhaal nie. Hulle het gehoor, hy het sê ons gaan oorkant toe. So as hy gesê het ons gaan oorkant toe, dan beteken dit mos hulle gaan na die ander kant van waar dit ook al was. Hulle gaan soontoe. Hulle gaan voet aan wal sit weer daar. Jy maak hulle hom wakker. En dis hoekom hy vir die vraag vra, waarom is julle bang? Here red ons vergaan. Here help my. Ek het nie eens fondse om dit te doen of dat te doen nie. Here red my. Here, daar's mense wat agter my rug praat. Wat moet ek doen? Here, hulle is kinder van my. Jy sien ons is dikwels bang vir die onbekende. Vir dit wat moontlik met my en jou kan gebeur, waarvoor ek en jy in elk geval geen beheer oor het nie. Ons is soms bang vir verlies. Bang omdat ek finansiëel nie by alles sal kan uitkom nie. Dis 'n ding wat werklik is in ons lewens. Maar wat sê die Here vir ons in sy woord? 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.
Wat moet ek en jy doen? Daar wanneer tuis in die nag wakker skrik en ek hoor my vrou haal so diep asem en ek lê wakker en jy lê en kyk daar na die ceiling en jou gedagtes is vol van hierdie, nie die storm wat op die see is nie, hierdie ander storms wat ons mee sukkel, stoei en struggle. Elkeen van ons se storm is heeltemal anders as die volgende een, maar ons worstel met die dinge, ons stoei met dit. Dan kom die Here, dan sê hy vir ons, trust in the Lord with all your heart. Dis in Spreuke 3 vers 5. Dan staan ek op daar uit die bed uit. Hoor wat sê ek vir u, my boeties en sissies. En ek kan slaan die woord oop. En ek blaai daar. Here, gee vir my daai vers van bemoediging. Laat ek kan vashou aan dit, want dit is wat ek wil doen, Here. U sê dit vir my, ek moet op u vertrou. So die Gees wil hê ons met sy woord dan gebruik om hierdie vrese wat binne in my opstaan te beveg. Daai bangheid wat die disippels gehad het op die see. Hy sê immers vir my, ek hoef oor niks bevrees te wees nie. Hy sê wees oor niks besorg nie. Maar maak jou begeertes in alles aan my bekend deur gebed en smeking. Ons kry dit in Filippense daai teksvers. Maar dan gaan hy verder. Hoe doen ek dit? Met danksegging aan die Here. Wat beteken dit? Ek sê alreeds dankie vir iets wat ek nog nie eens ontvang het nie. So ek doen dit in geloof. Ek vertrou dat die Here dit gaan doen. I trust in the Lord. He will do this for me. In His time. Nie in die tyd wat ek dit wil hê nie. Want dit moet nou wees nie. Vrees verskyn 365 keer in die woord van God. Hoeveel dae is daar in 'n jaar? 365. Dit beteken dis 'n daaglikse herinnering wat die Here vir my in sy woord gee. Sodat ek sonder hierdie vrees kan lewe. So my sissiekie, sodat jy sonder vrees kan dink en wonder, where is my son? Maar ons het een van twee keuses, my boetie, my sussie. Ons kan die vrese wat binne in ons is voed. En wat gebeur dan? My geloof ly skade. Of ek voed my geloof wat hier binne my is en die vrese sterf. Dis net een van daai keuses dat ek het daai twee. Dis nie baie nie, een van dit. Vertrou die Here, trust in the Lord. Hy is nog steeds in beheer. En ek sit daar in die naggeluide wat ek so hoor. Dis pikdonker daar buite. Teen die koppietjie so vaskyk. En die Here vat my daar na Jesaja 41:10. Dis een van my gunsteling verse. En hy sê vir my, wees nie bevrees nie tuis, want ek is met jou. Hy sê dit vanoggend vir jou, my boetie, my sussie. Nie worry nie. Ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie. Want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand.
Terwyl ek daar sit, sien ek hoe val my trane op my blader. Hoekom? Want die Here kom bevestig sy woord aan my, dat is okay. Ek is met jou. Hy kom vertroos my. Deur daai woord kry ek krag om te weet ek kan aangaan. En in Matteus 9 vers 4 praat Jesus weer met sy disippels. En hy sê vir sy disippels, en die skrifgeleerdes wat saam met sy disippels, hy sê, waarom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte? En ek sit, voordat ek nou hier kom by wat ek vir julle sê, en ek sit en ek dink, maar 'n gedagte is nog nie gespreek nie. En Jesus sê vir hulle, hoekom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte? Hulle het nog niks gesê nie. Hulle het nog niks gespreek nie. Maar as ek daai stuk gaan lees, dan sien 'n mens hoekom die skrifgeleerdes so gedink het. Hulle sê, want hy praat God lasterlik, omdat hy gesê het, hy is die seun van God. So gebeur dit met my boetie en my sussie, dat my emosies partykeer oorval my, dit kry oorhand. En dan sê ek baie keer dinge wat ek nie moes sê nie. Dinge wat ek moes gelos het. Dinge woorde wat seer maak. Sonder dat ek dit besef. Jy sien, want wat die hart van vol is, loop die mond dan van oor. En dis die gedagtes wat Jesus van gepraat het, wat hier uit die hart uitkom. Matteus 15:19 sê daar vir ons baie duidelik, want die slegte dinge wat 'n mens dink, nie praat nog nie, net dink. Die slegte dinge, niemand weet waaraan ons nou sit, julle hoor wat ek sê nie, maar niemand weet wat jy aan dink nie. Maar die Here weet. Maar nou sê hy sê, die slegte dinge wat 'n mens dink, kom van binne. Uit 'n mens se hart uit. Dis waar die slegte dinge gebore word. Hy sê, dit is daardie slegte gedagtes wat maak dat ons sonde doen. Dat ek en jy dit doen wat God nie wil hê ons moet doen nie. So dis eers net 'n gedagte. Dan gaan dit oor in dade. Die Here ken elkeen van my en jou wat hier sit se gedagtes, my boetie en my sussie. Ons kan mekaar goede wegsteek, wat niemand van weet nie, maar God weet van dit. Dis hoekom koning Dawid in Psalm 139 vers 2 sê, U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. En daarom het Jesus dan ook geweet, wat die skrifgeleerdes wat daar gesit het, gedink het, dit is hoekom hy vir hulle gevra het, waarom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte? Hulle het nog nie gespreek nie, maar hy ken dit, hy weet wat dit is. En ek dink, dit is interessant vir u dan ook, vir my was dit, dat Jesus van slegte gedagtes praat wat in die hart is. Want vir my is ek daaroor dink en uitredeneer, gedagtes in ou se kop mos. Maar dit het net weer eens vir my kom wys dat die hart die eintlike plek is waar alles begin. Jy het seker al baie gehoor mense sê, ek kan dink wat ek wil, solank ek dit nie sê of doen nie.
Maar die eintlike waarheid agter daai woorde is, as 'n mens eers aan iets dink, het dit 'n invloed op ons gedagtes. Kort voor lank begin ek dit spreek. Jy gaan dit nie agterkom nie. Kort voor lank spreek ek dit. En is wanneer ek dit eers gespreek het, dan raak dit dade. Alles begin as 'n gedagte hier binne in die hart. Elke verkeerde begeerte, elke negatiewe emosie, wanneer hy taxi voor my inry. Maar so ook elke sonde word gebore uit die hart uit. Nou verstaan ek hoekom ons so pragtige, kosbare belofte gekry het in Spreuke 4 vers 23 wat die woord sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Dankie Here, dat U deur daardie simpel vraag vir my 'n antwoord kom gee in my lewe. Dat ons as gemeente kan hoor wat God van ons verwag. Dat ek moet seker maak dat hierdie, nou wys ek weer na die kop, dat die gedagtes, dit wat hier in die hart is, dat dit nie woorde word in dade nie. Want die woord sê, slegte dinge wat 'n mens dink kom uit die hart uit. Goeie dinge ook. Maar die slegte dinge waaraan ek jy dink en wat ons dan doen, dit oorsprong uit die hart uit. Dit is hoekom Jesus in hierdie volgende gedeelte ook gesê het, daar is party van julle hier wat nie in my glo nie. En in Johannes 6 vers 67, toe sê hy vir hulle, praat hy met die disippels en weer eens met die mense wat daar is, wil julle nie ook weggaan nie? Spesifiek vir sy disippels, wil julle nie ook weggaan nie? Jesus het daai vraag gevra, as jy Johannes 6 gaan lees, sal jy dit sien, vir 'n klomp mense wat hom gevolg het, en deur dit wat hulle gehoor het, in daardie gedeelte in Johannes 6, het hulle omgedraai en weggestap van hom af. Hulle het omgedraai en huis toe gegaan. Hoekom? Want hulle het nie gehou waarvan hulle hoor nie. Dis hoekom ek uit die woord van God praat. Mense kan maar sê wat hulle wil, as mense nie hou van dat hulle die waarheid hoor nie, dan sal daai waarheid vir hulle kom vrymaak. Dit is hoekom Jesus vir sy disippels dan gesê het, daar is party van julle. Hy praat spesifiek met die disippels, wat elke dag gesien het wat hy gedoen het, gehoor het wat hy gesê het. Sê, daar is party van julle wat ook nie in my glo nie. Dis kort voor sy kruisiging. Wie was dit? Judas, my boeta. Dankie Jerry. Jesus het nie die naam genoem, hy het net gesê, daar is party van julle wat nie in my glo nie. Is dit dalk omdat hulle nie genoeg wonderwerke gesien het nie? Nie net Judas nie, almal, al die disippels. Want Jesus het geweet wat gaan plaasvind. Ons gaan nou by dit kom. Het hulle nie genoeg genesings gesien nie? Het hulle nie daai wonderwerke genoeg van dit gesien nie? Of is dit juis die waarheid wat hulle laat omdraai het en weggaan het? Die waarheid wat vir my en vir jou kom sê, jy moet ophou om sonde te doen. Jy sien Jesus se woorde, hierdie woorde, wat Jesus is nie hier om vir my en jou te kompaai nie.
of goed te laat voel nie. Inteendeel, die woord van God bring my en vir jou voor keuses wat ons moet maak. En daardie keuses gaan verandering teweegbring in my en in jou lewens. Julle lewens. Dis hoekom Jesus in daai gedeelte vir hulle sê, skrik dit julle af. Gee dit wat ek vir julle sê, aanstoot. En as jy daai gedeelte lees, dan sien van sy disippels, dit sê nie wie nie, het ook daarom gedraai en hulle het hom nie meer gevolg nie. Sy eie disippels. Dis nog voordat hy gekruisig is. Dit beteken die woord van God, dit wat hy spreek, hierdie woord het invloed op hulle, hierdie woorde het invloed op my en op jou. Gebeur dit nie so ook in kerke nie, dat mense te bang is om oor sonde te praat? Want mense sê, hoorie, daai persoon of daai kerk, ek gaan nie meer so toe nie, want hulle judge ons. Nee, ons word nie gejudge nie. God sê vir ons wat ons moet doen, hoe ons dit moet doen. Hy sê dit in sy woord. Ek moet sy woord volg, want God is lief vir ons. God wil nie hê ons moet eendag opbrand in die hel nie. Dis hoekom hy ons waarsku, want daar is 'n hel. Gelukkig is jy nie klein kindertjies soos die vorige keer wat ek geskree het nie toe. Maar ek praat met jou, Jerry. Ek het jou gesê daar buite, ek gaan nie meer kerk toe nie, want ek word daar gejudge. Dis in liefde wat ons met mekaar praat, my boetie, my sussie. Ek gaan klaar maak, ek sien die tyd het ons weer ingehaal. Die feit dat Jesus vir sy disippels gevra het, wil julle nie ook weggaan nie, is vir my net 'n bewys dat Jesus niemand dwing om hom te volg nie. Ek en jy het 'n keuse of ek dit wil doen. En ek hoop van harte, as Jesus hier moet staan vanoggend, en ons almal kan hom sien, en ons kan hom hoor, en hy vra vir ons, wil julle nie ook weggaan nie? Dat ek en jy onomwonde, soos Petrus sal antwoord, in daardie gedeelte in Johannes 6, Here, na wie toe sal ek gaan? U is dan die Christus. U is die seun van die lewende God. U het beloof dat u eendag weer gaan terugkom om my te kom haal. Geliefdes in Christus, dit is hoekom ons volhardend die wedloop waarin ons is, moet hardloop. Hoe is dit? Ek maak klaar met Hebreërs 12 vers 1. Hy sê met so 'n magtige skare toeskouers rondom ons, van wie word hier verwys na? Gaan lees bietjie Hebreërs 11. Hebreërs 12, jy sal dit daar kry. Dis almal wat ons al vooraf gegaan het, die gelowiges, die Abrahams, die Davids, almal. Dis die skare toeskouers wat tans kyk hoe ek en jy daai wedloop hardloop. En hulle moedig ons aan. Hulle sit op 'n paviljoen terwyl ek en jy besig is in hierdie wedloop, en hulle skree vir ons, "Jesus, moenie ophou nie. Hou jou oë op die Here." Hy sê ons het hierdie toeskouers rondom ons in die wedloop van die geloof wat ons dophou. Kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag. Veral die sonde wat so maklik 'n houvas op 'n mens begin kry. Kom ons hardloop met volharding
op die baan wat voor ons uitgestrek lê, ons oë vasgenaal op Jesus Christus, die volëinder van ons geloofswedloop. Amen. U kan maar staan. Dan sluit ons af. Aba Vader, Here, ons sê vir U baie dankie Vader dat ons kon luister na die woord van God in hierdie oggend, Here, en dat U deur daai vrae wat U gevra het aan die disippels en aan ander mense, dat ons dit kon hoor Vader, maar dat ons dit kon toepas in ons lewens sodat dit iets beteken. Dit is nie net leefwoorde wat na ons toe kom nie. Dis woorde wat krag dra, Here. Dit is hoekom U met ons kom praat, Vader. Dis hoekom U die vrae vra. Maklike vrae wat baie keer moeilike antwoorde het, Here. Maar dank die Vader dat ons weet dat U vir ons deurdra. Dat ons dit wat ons in Hebreërs 12 lees, Vader, dat ons in hierdie wedloop kan volhard met ons oë gefestig op Jesus Christus, die volëinder van ons geloof, dat U ons daarmee sal help. Wees met elke boetie en sussie in hierdie week, Here, en laat ons dit wat U in ons harte kom inplaas het, Vader, dat ons dit uitleef sodat ander kan sien ons is lief vir U. Ons vra dit in die kosbare naam van ons koning Jesus Christus met danksegging. Amen en amen.